Soveel meer, episode 12. Van Woensdag af is daar 'n gewerskaf in die Palekampie. Vir geen oomblik twyfel Renata meer nie. Nou weet sy wie en wat die aantreklike man is, wat tydelik daar in die ander huisie in die kampie ingetrek het. Sy naam is iets soos Mistamugu. Sies tog, nie 'n baie vleiende naam nie, want hy lyk nie juist soos 'n vrot appel nie. Daarom sal sy hom maar Adam in haar gedagtes bly noem. Adam, wat deur die eienaars van die plaas gehuur is om instandhouding aan die houthuisies te kom doen. Andras help hom en Josie sorg dat die beddegoed van die 3 kleiner plekkies gewas word, terwyl daar nou sonskyn daar is. Josie het kom vertel dat haar gaste vir die naweek inkom. Die reservation madam van die dorp sal kom kyk dat alles spiek en span is. Sy wil ook sommer weet of mevrou wasgoed het, want terwyl sy nou aan die gang is, kan sy maar haar goedjies ook daarin gooi. Nee, dankie, sy's nog reg, sê Renata, sy sal een of ander tyd self haar wasgoed doen. Terwyl Adam en die plaasmense donderdag ook daar buite aan die werkskaf is, bly Renata meesal in haar eie huisie en werk aan haar touknoopwerk. Dit is gewoonlik vinniger kontant as die stories wat sy moet instuur, al sien sy dankbaar op die skrywers app dat die lesers se reaksies en kommentare op die stories van haar Basman nou kop aan kop met donateur loop. Sy sal dit in elk geval afwissel, een storie as Basman skryf en dan weer een as Tatika, maar vereers is sy daar op datum. Sy is daar waar sy al 'n paar rand aan die einde van die maand gaan verdien. Geld wat sy net so in haar sak sal kan steek, met die dat sy nou byna gratis hier woon. Net iets moet bydra vir elektrisiteit. Chanel wou eergisteraand, nadat sy haar Basman storie ontvang het, weet of sy 'n voorskot daarop wil ontvang vir haar lewenskoste. Renata het op 'n WhatsApp geantwoord, nee, sy maak daar 'n mos so ietsie uit haar kuns ook. Toe stuur sy vir Chanel 'n skakel na haar Facebook bladsy, Renata's Art and Macramies, waarna die vrou opgewonde voorgestel het dat sy by die Frog padstal op die dorp moet gaan hoor of hulle nie sal belangstel om van haar oorspronklike kaartjies en touknoopwerkies daar wil verkoop nie. Sy kan dalk ook heel wat kleiner goedjies maak wat dalk goedkoper is en vinniger kan verkoop. Paddaatjies mag dalk goeie aftrek kry as mense 'n aandenking van die omgewing wil kom koop om huis toe te neem. Goeie idee, het Renata geantwoord en nadat hulle klaar gesels het, het sy Frog Macramies gegoogel en daar maak haar laptop vir haar 'n hele nuwe wêreld oop. Paddas van tou, kleintjies, grootes, selfs sleutelhouer grootetjies. En in die laai van haar houtkassie is daar boonop al die klere en dikte toue wat sy mag nodig kry om enigiets te maak. In haar kraleboksie, alle grootte en soorte krale, wat oogies en wie weet wat nog kan maak. Stokkies tel sy mos sommer daar buite op. Nadat Renata 'n paar patrone gekies het, het sy die afgelope 2 dae begeesterd aan die voorbeelde gewerk. Vrydagoggend is sy vroeg wakker gemaak toe Adam, instandhoudingsman, sy bakkie by die kamp uitry. Waarskynlik vir die laaste keer, of totdat daar weer werk aan die kampie gedoen moet word. Dit het nogal 'n hartseer gevoel in Renata wakker gemaak om haar inspirasie vir Adam vir die laaste keer te moet sien wegry. Maar miskien is dit beter so. Mooi man is nou wel alleen hier in die kampie by Chrissy's Meer, maar dit beteken nie noodwendig dat hy nie 'n vrou in sy lewe het nie. Sy bakkie se registrasieplate verkondig dat hy in Gauteng geregistreer is. Die bakkie en sy eienaar is waarskynlik op pad huis toe, weswaarts. Al wat gaan agterbly is die idee van die man wat Renata in haar ander planeet en eiland storie van Adam en Eva gebruik. Stories wat nou op die Van Ryn app begin verskyn, waar Renata hoop om 'n hele klompie geld mee te verdien. Maar die lewe gaan voort en sy kan nie van die idee van liefde en mooi skrywes alleen leef nie.
Daarom pak Renata nou haar voorbeelde in 'n paar bokse en terwyl sy afstap om dit in haar rooi karretjie te gaan laai, ry daar 2 voertuie in. Een is 'n bussie van soorte en die ander een 'n redelike moderne viertrek. Die vrou van die besprekingskantoor wat die kampie adverteer. Sy kom stel haar vinnig aan Renata voor. Haar naam is Maggie. Sy loer by die bokse in en verseker vir Renata dat die mark met 'n storm deur hierdie mooi goed getref gaan word. Toe roep sy die mense van die bussie nader. Hulle is daar vir die naweek, van vanaand tot maandagoggend. Sy stel hulle vinnig aan haar voor en die mense van die bussie kom loer ook by die bokse in. Toe hulle sien wat dit is, wil hulle sommer daar en dan koop. Maar Renata keer, nee, sy's eintlik op pad dorp toe, na die vrag padstal, om dit daar te gaan bemark. As alles verkoop, soos wat sy hoop, hou hulle dalk haar paddas net daar. Maar kies gerus waarvan hulle hou, dan sal sy terugkom en in die volgende paar dae nog sulke goedjies maak, sy beloof, dan kan hulle dit teen maandag saamneem, as hulle wil. Dit is nou wel naweek, maar ten minste het sy elke dag 'n rede om op te staan en besig te bly. Hugo se bakkie met die Gauteng nommerplate neem hom nie weswaarts nie. Hy ry eers effens noord en toe verder ooswaarts. Hy vlug vir die naweek van sy Chrissiesmeer huis af weg, want daar is naweekgaste op pad en hy is op die oomblik vreeslik mensskuw. Hy gaan vir 3 aande in die Malalaanruskampie in die Kreurwiltuin bly en rondry en foto's neem alleen. Hy stop eers in Malalaandorpie om sy yskaste en kosvoorrade aan te vul. Eers toe hy deur die Wildtuin se hekke ry, begin hy ontspan. Hy hou by alles wat leef en beweeg stil. So voel dit as mens tyd aan jou kant het. Terwyl Hugo die kossies eet wat hy vir middagete by die winkel gekoop het, loer hy vinnig op sy kamera. Hy moet die geheue skoonmaak, sodat hy vanmiddag kan vuur as hy rondry en dalk op iets baie spesiaal afkom. By die foto's van die vrou op die soem van die water, huiwer hy eers. Hy vee dit nie dadelik uit nie. Hy zoom eers in en bekyk haar gesig weer. Haar voorkoms fascineer hom. Hy wonder, waaraan het sy op daardie oomblik gedink? Wat sou maak, dat sy op 'n afgeleë plek, soos sy Palekampie op die Van Ryn plaas kom wegkruip het? Josie praat van iets soos 'n liefdesteleurstelling. Het die vrou die beker van omgee wat sy aangegee het, in die sand omgekeer? Hy moet aanneem dat sy vir vroue omgee, aangesien sy een van Cecile en Julia se maters is. Hugo skakel sy rekenaar aan. Hy laai haar foto's op sy rekenaar af. Iets aan die foto vra vir woorde. Nie woorde wat hy gaan uitdink nie. Nee, gedagtes wat hy hoop van iewers af na hom toe sal aankom. Hy voel 'n bietjie skuldig. Hy het haar nie gevra of hy die foto's mag neem nie. Maar nou is daar gedagtes wat dalk hier aangekoppel kan word. Gedagtes wat hom eers weer terugvat na hulle kleintyd, pa, ma en die 3 van Reintjies, 2 seuns en 'n dogter. Of so staan dit op hulle geboortesertifikate. Maar om een of ander rede het Cecile altyd net so hard meegeding op elke vlak wat mens eintlik as seunsdinge sou beskou. Miskien het haar fisiologie en biologie haar in die steek gelaat en moes sy dalk 'n man gewees het. Sy's byna net so lank soos hy en Karel. As hy nou terugdink, was die enigste tyd waarop haar in 'n rok gesien het, die stadium waarop sy verplig was om 'n meisies skooluniform te dra, want sy was mos in 'n meisies skool in Pretoria. Niemand het haar keuse om landbou te gaan swat bevraagteken daarna nie. En teen die tyd dat sy die plaas kom ontwikkel het, het pa en ma al aanvaar dat sy net soos Hugo en broer Karel meisies huis toe bring. Sy het nooit uit die kas geklim nie. Haar identiteit was altyd oop en bloot en sigbaar vir almal om te sien, te aanvaar of te kritiseer. Die familie het gekies om haar te aanvaar vir wie sy is, want verloor was nie 'n opsie nie.
Sy is hulle sussie, hulle vlees en bloed. En dan is daar Julia, Cecile se vrou. Julia was eers Julius en is nou 'n baie mooi vrou met haar donker hare en smeulende swart oë. In sy gedagtes dink hy gewoonlik aan haar as middernag, wat 'n man was en nou 'n vrou vol geheime. Nou wat maak dit van die vrou aan die soem van die meer, met haar ligte hare? As hy haar op enige ander plek in die stad gesien het, sou hy nie vir een oomblik gedink het, dat sy eerder in vroue sal belangstel nie. Vir Hugo lyk sy soos 'n gewone huisvroukie, met 'n man en 'n kind of 2, wat dalk by die huis vir haar wag, behalwe dat daar 'n effense hartseer trek om haar mond is. 'n Mooi en uiters soenbare mond, as iemand met daardie oë na haar wil kyk. Iemand soos die held in 'n storie, wat haar hopelik later in sy arms sal wil neem. Of iemand wat haar een of ander tyd om een of ander rede sal wil vermoor, as sy 'n karakter in een van sy eie moordboeke wil word, en hy as Hugh Helberg aan die skryf raak. Hugo kyk nou na die foto op sy laptop se skerm en besluit, nee verflaks, hy wil nie hierdie mooi mens in 'n boek doodmaak nie. Dit sal so 'n vermorsing wees. Nee, hy sal eerder 'n ander storie rondom haar moet weef. Hy kan dan natuurlik die kersie op die koek van alle boeke maak, as hy die geskiedenis van die meer vat en haar storie neerpen, kan sy die Chrissie word waarna die meer vernoem word. Behalwe dat sy uiteindelik met 'n man getroud is. Nee, met haar moet hy 'n ander storie maak. Iets meer misterieus, iets mystiek. 'n Storie wat uit die verlede na hom toe wil aankom. Verflaks man, hy moet gaan wat kyk. Nou begin sy vingers van self tik aan 'n storie, wat nie hier in die Wildtuin afspeel nie, maar daar by Chrissie's meer. Lekker nie, hy is nou hier en sy storie is daar. Daar is 2 karakters in sy storie. Margriet Joubert, die vrou aan die soem van die water, en 'n Britse soldaat, Theophilus Ramsgate, wat sy vrou en 2 kinders in Londen moet agterlaat. Ja, hy is 'n Britse soldaat. Hugo begin skryf waar die skip met 'n klomp Britse soldate in Durban se hawe vasmeer. Hulle opdrag is om van Transvaal te verower en al sy rykdom en minerale bronne 'n Britse kolonie van die Transvaal te maak. Hulle weet nie regtig wat op hulle wag in Transvaal nie. Afrika is 'n harde kontinent. Die Transvaalse Hoëveld, waar hulle 3 maande later aankom, is beslis nie vir sissies nie. Dit is winter, dit is bar en dit is ysig en selfs nog kouer hier in die meeregebied met die water wat uit die grond uit opstaan. Dit is nie meer soos in Engeland, waar langs daar oulike warm kliphuise en herberge staan, met klein venstertjies en groot kachels nie. Hier trotseer hulle die koue met net die dun wand van 'n seiltent as beskerming. Koue wat uit die aarde opstaan en deur hulle stewels en jasse tot op die been en daarvandaan af deur na die murg te sny. Theophilus kan die aand nie slaap nie. Hy dink aan die warmte van sy vrou se liggaam, daar by hom in die bed, die laaste aand, toe hulle liefde gemaak het. Hy het begin losknoop om haar uit te trek. Hy wou haar naakte vel veroulaas teen sy lyf voel. Liefde maak is nie dieselfde as jy dit met 'n bondel klere moet doen nie. Dis stroop Hugo vir Theophilus en sy vrou van hulle klere af. Hy skryf begeesterd in so 'n mate dat hy amper self kan verlang om weer 'n vrou in sy arms te neem, een vir wie hy hopelik eendag sal omgee. Nee wat, los dit maar vir Theophilus. Die man is in elk geval in daardie stadium ten minste 15 jaar jonger as wat Hugo is, en hy het uithou vermoë soos min. Dit is seker enige ou se droom, maar die man neem sy vrou en homself na die 7de wolk van saligheid, en toe dit klaar is, toe begin hy daai selfde aand weer van vooraf.
Iets wat jy seker net met woorde kan regkry, want in die regte lewe kan mens net droom dat hulle so saam die hoogtepunt van passie kan bereik. Hugo delf in sy eie geheue. Miskien het hy dit doelbewus alles uitgeblok, maar hy kan nie regtig onthou dat dit so goed was tussen hom en sy ex nie. Hy het dit geniet, sy blykbaar nie regtig nie, veral nie in die later stadium nie, veral nie na die koms van die kinders nie, het hy besef, want dit was vir haar meer plig as plesier. Hy het homself begin blameer. Miskien was hy onkundig, toe hy so bietjie begin nalees. Hy het probeer eksperimenteer, maar ek het hom snaaks aangekyk en selfs uitgelag as hy met 'n voorstel of 2 vorendag gekom het. So lyk sonde en jy's 'n dopper, het hy besluit en van sy voorstelle vergeet. As hy homself dalk so ver kan kry om hierdie boek vir Chanel in te stuur, kan hy dalk ook intussen weer 'n bietjie navorsing begin doen. Daar's nou baie meer op YouTube en op die internet. En hy gaan homself beslis nie as Josilla Valentino noem nie, die voorstel wat sy gemaak het nie. Nee, hy sal eerder hou van iets soos Don Juan de Marco, iets na aan dit, die minnaar van alle tye. Dit was nou vir jou 'n passievolle bedtoneel, besluit Hugo met 'n glimlag, toe hy vinnig sy skrywe deurlees. Liewe aarde, hy kan amper wens dat hy met Theophilus kon plekke ruil. Of hy kan wens dat hy die laaste deel van die man se naam is, dat hy die Philus. Hy skakel af en tel sy kamera op. Dit is 4 uur en nou gaan hy eers ry om te gaan wild kyk voordat die hek toemaak. Hy vat sy sakboekie saam. 'n Skrywer maak notas. 'n Skrywer met 'n skuilnaam moet nog meer notas maak, want hy sal dieper ondergronds moet gaan en dan sal hy moet onthou wie en wat hy eintlik is as geheimsinnige skrywer. Wanneer hy terugkom in die kamp, gaan hy vir homself nog 'n e-posadres ook skep. As hy gaan skryf wat hy skryf, soos wat Chanel hom uitgedaag het om te skryf, mag geen mens op aarde weet wie hy regtig is nie. Word vervolg.